ouens. Ons het bietjie laat hier aangekom want hulle het ons toegelaat by die myl om 1 uur. Lekker tyd gevat om ons hoeke bietjie groter te maak, stroppe bietjie reg te kry. Nou net ingegooi met hierdie Jasper. En jy het op hom gehad 'n lekker garlic tot en 'n platbek tot. Dis reg. En op die voerbal Platbek en garlic. En garlic. Nou ja ouens, kom ons kyk net nou. As hy uit is, Maar dit mag ons natuurlik net nie vir ons vriend hier langs gaan sê nie. Gerard, hallo Gerard. Hallo julle. Gerard mag eers van môre af hengel en hulle mag nie hoor waarmee ons hengel nie. Maar hulle hengel daarom ook met tots en goed. Gelukkig ken hulle daarom nou ook die rou. Hoorie, maar ek wil net vir die ou sê ons gaan groot gaan nou oor. Ons het 3 verskillende bomboosters. Hierdie is die gewone bombooster wat almal ken. Dan het ek nog 2 wat ons die hele tyd vervaardig het terwyl ons hierheen gedoen het. Maar ons kan hulle ook nie daar in 'n droë kamer sit nie. Hulle kan ons nou nie daar sit en niks doen nie. So ons gaan hulle bietjie probeer. En ons het natuurlik ons nuwe tot wat die kompetisie oorgegaan het. So wanneer ons Sondag hier klaar is, dan sal ons vir julle sê watter tot dit is en dan en hoe het hy gevaar. En dan wen 'n ou daar oor R1000, 10 dippies en 10 tots van sy keuse. Kyk net hoe pragtig sit hy op 'n nommer 3. Kom nie los nie. Dit so gereën, ons swem is amper vol. Maar ja, hierdie manne is nog sterk. Daar sê Gerard, ek moet 'n optel. As jy beseer is, dan kry jy vir jou 'n vriendin wat jou visse kan kom uittrek. Hoe voel hy daarleen? Ek is seker nie. Jy moet hulle nie onderskat hierdie visse nie. Ja, maar dis die ding. Ek kan voel hy trek, maar hy's nie so hy fight nie, as ek dit so moet stel. Nee, maar hierdie visse is lui. Groot en swaar en lui. Kom ons gaan nou kyk hoe lyk hy. Nee, dit is dan wragties. Die tweede vis op ons kombo. Omtrent 5 minute met dieselfde kombo. Maar ons mag nie sê wat se kombo nie, Okay, nee. Gerard, dis 'n mooi vis hier. Hoorie wat jy Sal hom moet weeg want iemand gaan moet swem. Wat jy so. Hoorie Daleen, sê vir my, wat het jy gesê? Ek vra hoe, Frik, hoor hierso. Frik, hoor. Ek vra vir haar, hoe voel hy? Nee, hy voel maar klein. Ja, hy het nie steeds groot gevoel nie. Nee, kyk daarso. Dis bitter naby uit, so 8 kg omtrent, né? Ek gaan net gou 'n wateremmertjie vir haar haal want dit sal 'n PB wees. En ek skap Gerard en Daleen. Hulle mag nou nie vandag hengel op hulle swem nie. En dis nou langs ons, maar hulle hengel nou met 2 van ons stokke. En ons is net besig om die nuwe tots 'n bietjie te toets, Daleen. Toe gee ek die stok vir jou en jy sê, ja, ons maar 'n klein visie, ek voel niks nie, né? Totdat hy naby kom en hy weeg toe 7.1. Daar sê. En hoe voel dit Daleen om so 'n vis te vang? Dis amazing. Is dit die grootste? Ja. Ooh, jy moet nat gegooi word. Ons gaan nog baie vang hoor. Gaan swem. Maar ek moet net 'n mooi foto neem. Maar hy het daar skry, pragtig ou. Dis nommer 3. Mooi geskep, Gerard. Daar sê. Baie mooi. Mooi. Hoe voel hy? Ja, hy's swaar. En ons vang die vis op daai manne laat hulle luister hoor. En nou ja, hier kom nou weer 'n lekker mannetjie uit. Een hoekie onder. So 20 cm van die sinker af. Wat ek dan saam met die sinker deursit. 2 van die tots. Kyk, ja, 2 van die tots. En dan is dit sulke kyk. Die hele tyd so 7 kg karpe. Om 11, nou ja, die ouens wat nou nie weet nie, as jy so regs kyk, daai ouetjie wat uitsteek, dis mos nou 'n swem en ons hengel net aan die ander kant van hierdie swem, dis swem 11, 12, 13 ensovoorts. Maar hier hengel die manne ook met bambooster om te kyk of die babertjies of kurpertjies uitkom, maar hy is daarom 'n mooi babertjie. Gelukkig Roan. As jy wat vanoggend ingaan is bambooster. En dan het ek vir hom 2 van ons nuwe pineappeltots. En ons kyk 'n bietjie wat maak hy. Op die voerbal is daar pineappel dippie. Alraai, kom ons sê maar neighbor next door. Hy het 'n platkop tot, die rooie.
met 'n garlic tot agter hom, en dan op die voerbal, wat ook natuurlik die bombooster is, het hy dan sy wit garlic, en dan die deurskynende platkop wat ons self nou vervaardig. Het lyk my hy is al klaar vas. Right, ou nee wat red, daar val die polisman op die grond, kry hom maar vir ons uit. Visie waarvan ek nou gepraat het, wat binne 5 minute gebyt het, hier het die garlic tot en die platkop tot het net so uitgekom, en die vis het net hier voor losgekom. So nou gaan ons kyk of ons nie net een van die 2 tots kan opsit nie. Net hierdie oukies afval, maar wat lekker is, ons hulle kom elke keer uit, hoor. Tyd gaan vir ons klaarmaak hier, maar in elk geval, hier het ou Maraai nou gelaat waai. So dit is nou 'n paar minute na daai vis wat ek verloor het, is ons nou op hierdie ene aan. So hierso was die pineappel tot met die pineappel dippie, wat 'n pineappel florro is wat ons maak. Ek het dit al afgeneem mooi vir oggend hoor. Hy koppie lig. Daar op die lyf is so 'n skuurplekkie is, maar hoe die ouens hulle spawning doen en goed. En dan ons het nou so 'n kit wat 'n ou kan koop hierso by Hakkomhulle, hier by die Nyl. En dan kan jy net so 'n titseltjie aansmeer en sorg dat die ou visie gesond weer ingaan. Baie mooi, daar is hy mooi moeg. Wat hom lekker saggies in jou net binne in die kruidel. Hy is nou lekker in die kruidel. En daar is die merkie. So, right, ons het daar vieze produk wat hier verkoop word namens, wat is dit? Propolis Plus. Jy kan dit hierso koop. En dan gaan red hom net, ja, jy kan sien net maar lekker uit nou daar. En daar spuit ons hom gou, gaan hom nou gou vashou en weg is hy. Ek het 'n bombooster in die begin gemaak en dan gaan hy mos maar deur verskillende stappe. En toe kom hy uit soos wat hy nou uitgekom het, maar die ander een het 'n ander rigting ingeslaan. En vanoggend toe sê ek vir dit, nee, is tyd dat daai bombooster ook 'n kans kry. Mooi afgerond en ons het hom ingegooi. Ongelukkig het ek hom nou aangemaak en gedink, okay, hy mag dalk nie byt nie. Maar hier binne, 'n paar minute, het hy sy eie visie. So ons gaan net demonstreer hoe lyk hy as ek hom van die begin af aanmaak, want hier wys hy nou vir ons, en lyk my het 'n ou mooi visie opgevang. So dit was hier die nuwe, ons noem hom maar die Elite Bombooster, is nie 'n verskil nie, maar jy kan hom gebruik soos jy wil, een van die een of een van die ander, maar op die voerbal het Red gegooi. Ek het net een wit anys tot aangesit, 'n klein spuitjie anys op die bal. Daar sê, nou ja. Jy sê hy is nie verskillend nie, hy is verskillend. Dit is 'n ander proteïene wat jy insit. Nee, ek sê mos, hy het heeltemal 'n ander kanaal geloop nou. Maar ek praat ook maar seker 'n bietjie verkeerd. Dit is vroegoggend en dit is humid en dit nog aan die slaap. Kom sê maar aan die slaap, wat ons nie is nie, maar daar sê ons, veels geluk aan 'n nuwe ouetjie, net gaan wys hoe lyk hy. Dan sê terwyl Red inrol, so lyk hierdie. Is bietjie donkerder, nê? Hy's bietjie donkerder, hy het 'n bietjie, nie bietjie nie, uiteindelik heeltemal 'n ander geur, maar darm nie so dat as hy aangemaak het dat hy die hele wêreld uitvrot nie. Nou ja, hier is daai visie nou wat op ons splinter nuwe booster voer uitkom. Ekskuus, ek wil hom net so met die linkerhand gou skep. Daar sê. Môre in nie. Ons is groot. Daar sê. Nee, hy mag dit sê want ek het Red se hemp aan vanoggend per ongeluk. Hoorie, ons moet net bietjie gou maak met hierdie ouetjie. Dit is ons splinter nuwe bombooster wat ek gaan wys. Dis splinter nie, maar dit is 'n afstammeling, vertakking van die ou een. Maar kyk hoe pragtige groot vis. Sit hom bietjie neer, laat ek hoor ons net bietjie wat sê in nie. Sit hom maar op die kruidel in die water neer. Jy kom hier aangestap en jy sê Pikkie Pompies asseblief. Nou ja. Ons het vergeet om Pikkie Pompies saam te bring. Foutjie, maar ja. Ja, 'n klein foutjie. Daar sê. Hoorie so in nie, maar jy kom met ontsettende lekker nuus in. Hulle is op swem nommer 11 met hulle huisie by hulle en gisterand het hy en Roan besluit om te kyk hoe werk die tots en goed. Gee net so 'n bietjie 'n rundown. Wel, ons is hier so by hele weg omtrent 11:30. Ons het so 11:15 het ons begin
eintlik voer aanmaak en begin visvang. 2 uur gaan slaap ons het ons 17 vis in die net gehad. 2 uur, hè? 2 uur het ons gaan slaap het ons 17 vis en ons het met daai pineapple tots, OK. pineapple Dippie? dip. Dis die 10 mm. Nee, nog nie. Nee, nog O, nie die met klein- dit nie. o. Die koller en dan 'n bietjie van daai platback. En ek sê vir julle dit werk soos 'n bom met daai bombooster wat op is. OK, Daar's nie en- 'n beter kombinasie as dit nie. Ja, nou OK, Roan wou 'n bietjie groter gaan en hy het toe besluit om sy spesiestokke te bring. Toe bring ons vir hom 'n paar nommer 10 mm tots en jy sê toe daai nommer. Dit loop so stroop. Daai groot ouens, né? Daai groot ouens het hom gevat, ja. OK, baie geluk. Nee, ek wou sê, waar is julle vir oggend, maar nou is julle verskoon hoor. Ons is hier. Ons is hier. Dankie man. Nou, daai nuwe booster en ons sit nou net 1 tot. Sit ons op die ouetjie. En dan sien julle ek trek die lyn saam met die stroplyn deur. En hier is hy in my hand, hy's 20 cm lank. En dan trek ek om hierdie loop trek ek daai tot nader en dan hak ek net die agterkant van die hoekie. Hak ek sommer net so aan die bol. Maar ons gaan hom nou net skoon gooi om te kyk wat maak hierdie ouetjies. Nou ja, hierso het ons nou hierdie wurmpies. Ons trek daai stroppie deur, hy's nou daar bo in. Ons hak hom net hier in die kantjie vas, en hierdie ouetjie is 'n bietjie korter. Maar kyk nou wat het ons hier, 'n lekker rooi tot. Platkop. Platkop, right ou. Ek gaan hom so bietjie drill en kyk waar kan ons hom kry. So is bietjie lui, ons het hierdie stroppie van die ou dae gekry en hy werk nou mooi mooi so. Daar is hy. Hey, dankie jong. Licorice tot opgesit, wat 'n ander naam het, nê? En dan voor hom 'n bunspice floutie, daai klein bunspice floutie en op die voerbal bunspice met bietjie koller. Ruby met ander woorde. Okay. Vang met tots Tots, en jy hengel die heel dag met garlic, booster, garlic en platback. platback. Right, ek wil net 'n mooi foto neem. Stokke nou al die heel dag gesit en hierdie ouetjies het toe nou 'n breek gekry tussen 12 en 1. En ek sê Fred, kom ons vat nou hierdie 2 stokke. Ek het by ou Nevillevoort 'n paar kirperstroppies gekoop. En ek sê vir ek hoor hier is kirpers. Ons het lanklaas kirpers gevang. Maar toe sit ons nou 2 kirperstroppies op die 11 voete. En Red, jy kan verduidelik jy het 'n wurmpie en 'n rooi. Ek het op elkeen, ja, op elkeen van die 2 kirperhoekies het ek 'n wurmpie gesit. En op die heel boonste een het ek ook 'n platkop tot gesit. Op die onderste een het ek die wurm se bietjie digter geryg en daar was nie plek vir 'n tot nie. Gooi dit net so in. Okay. Maar ons sit toe op die voerbal, maar dis hierdie wille ekstra sterk bombooster voerbal. Wat nee, ek het nou selfs 'n bietjie later die maand. Ja, maar Frik moet maar later vir julle meer vertel. Ja, maar in elk geval, ons seker maak dat hy regtig en hy doen dit. Ons moet nou kyk wat hier gebyt het want hy hardloop toe soos 'n karp Nee, dis karp se kind. wat hom vat. Ons sal nou maar moet kyk. Is definitief nie 'n kurper dink ek wat hom gevat het nie. Ja. En op die voerbal het ons gesit pineapple floro met koller. Kan jy sê? Dis die kurperstroppie, nê? Kom nou af net op hom. Pineapple floro Pineapple flora, right. en koller. Sê kyk hoe pragtig. En dan is dit natuurlik hoekie onder, naby aan die ouetjie, net 'n wurmpie. En ekskuus, hierdie ouetjie, wag het ek hom net hier uithaal. Hoekie nommer 2. Staan jy nou stil? Daar is hy. So lyk die hele kontraps. Die 2 hoekies, regte kurverstroppie by Nevillevoort gekry. En hier hengel ons maar, ek het 'n hele klomp walle. Seker 2 kilogram nou van die, net so 30 meter hier voor my ingegooi. En omtrent 8 minute toe hardloop hierdie ouetjie. Kom ons kyk hoe lyk hy nou. Gou in hier by inhele. Nie gister eintlik kans gehad nie, maar Boeta het julle daar maar lekker vis gevang. Ons gaan nou 'n bietjie gesels daaroor. Maar jy sê hier's al 3 visse uit en dan gaan ons bietjie wys hoe het jy jou voerbal voorberei vir hierdie ouetjies, né? Daar's hy, geluk ins. Daar's hy, môre Roan, Innie, pa en seun.
Dankie dat julle uitgekom het ons goedjies by te kan toetsie, so die tots en die nuwe dippies en so aan. So ek gaan nou maar stil bly want die hoeveelheid vis wat julle twee gevang het is nou op Facebook, maar dis met 2 stokke. Roan, jy het meer gegaan vir spesie, né? So dis 2 stokke wat hoeveel vis als te same gevang het vir die 2 dae? 74 vis. En gister, so die eerste dag was 17 want julle 3 uur hier aangekom, né? Dis reg, ja. So jy kan eintlik, as sê nou maar julle het nou kompetisie gehengel, dan trek jy die 17 van 74 wat ons nie nou gaan doen nie. Gistermiddag 4 uur het ons toe met die buurmanne gepraat, toe staan ons op 58 vis. Daar sê. En ja, toe deur van daar af middag tot nou toe het ons 74 vis. OK. Raad in die nette gedagte van wat het julle aangevang? Ek sien voerbal is bombooster, né? Bombooster wat ons opsit. Ek vang met 'n spring, so dis 'n lekker spring bombooster kombinasie. Dan het ek vir my op die hoek self het ek vir my die mask gesit, bask tot. En dan net onder hom het ek 'n stukkie banana. So ek sit sommer so twee op die hoek, 2 verskillende tipe gere. En dan op die voerbal self, wat het Roan daar, laat ek net bietjie sien. Right, wys hom bietjie, vat hom bietjie by Roan. Daai rooi ouetjie is ons Ruby. Ruby het ek opgesit, ja. So ek sit 'n streepie van hom op die een kant, dan die ander een 'n moed is 'n collar. En dan die een wat deurgekom het waarvan ek verskriklik baie hou, is hierdie mask karamel. So dis die 3 gere wat ek dan hier op my voerbal het, en al wat ek dan doen, ek kom dat nie my lyntjie deur die bal kom nie. Ek trek hom maar net terug in die bal, laat die puntjie uitsteek, en dan veral omdat die baie silt in die water ook is. Skaglyntjie is bietjie baie langer, omtrent so 20 cm. En daar sê, Bob is jou aanval, dis wat ons gaan doen. Daar sê, maar ons gaan so 'n bietjie afneem wat julle ouens doen, maar baie dankie sover. Dankie julle ouens. Roan, kom ons gesels net bietjie oor die bombooster. Roan, dit was jy was lanklaas agter die stokke, soos 'n bietjie vreemd nog vir jou die bombooster, maar jy het al 'n paar keer saam met ons gaan hengel en self met hom gehengel. Hoe voel jy oor die ou? Ja, dit was 'n vreemde produk toe kom die eerste keer in die hande gekry het, want mense wil ons nie regtig van jou die brand wat jy het wil jy skuif nie, maar vandat ek hom in die hande gehad het, dink ek is daar nie 'n beter brand as 'n bombooster nie. Die sag op die hande, hy's regtig 'n lekker geur. En die manier wat jy hom ook aanmaak, jy kan op verskillende maniere aanmaak dat dit 'n baie sagte bal is as jy vinnig wil voer en daai tipe van dinge by Valdam in dit. En ek bedoel, ek hou daarvan om 'n bietjie stikkie te maak omdat ek met 'n spring vang, en ek bedoel, daar is nie 'n beter voer tans wat ek voel wat bombooster. Oorhands het daar's baie produkte in die mark, maar bombooster is die mieliebom wat ek gebruik, en ek sal nie van hom afskuif nie. Sou jy ook gesê het hierdie groot sukses wat jy gehad het? En ek bedoel sukses want ek het die uitslae van die e-skort klap wat hier was, het ek gekyk gister. En ons gaan nou nie vergelykings tref nie, maar dit is maar net vir 'n ou se eie storie. Die bombooster, is dit hy wat vir jou so kwaai, of is dit saam met die tots ook nou? Ek dink is die kombinasie, maar bombooster is definitief die proteïen mieliebom wat vis gaan lok, verseker. Maar met die tots en die bombooster was dit 'n kombinasie wat 'n wenner is. Bietjie oor die tots, toe julle ouetjies hier aankom, Vrydag toe Gerrie het so resepie vir julle en sê, right, sy dink die garlic tot en die plat kop tot en dan die 2 op die voerbal wat die dippies aanbetref. En julle het ook met hom begin. Ons het natuurlik lekker met hom gehengel en somme van die woordmeet het ons goeie karps gevang en groot karps gevang. Wat het julle ouens aangevang en hoe voel jy oor die tots? Kyk, vir ek Vrydag aan was die eerste keer dat ek tots 'n maand gehad het. So ek het altyd gehoor en op Facebook en jy gesê het nou die tots en daai goed en ons wat kom toets, so ek het dit op Vrydag gekry by julle. Kyk, 'n man is mos al koppig, hardkoppig. Hy luister mos nie altyd wat 'n vrou sê nie. So ons het maar 'n bietjie ons goed gaan verander. Hy sit baie lekker aan die hoek en die tots is so lekker klein dat jy tot 2 in 'n klein hoekie kan sit. En verskillende geure, soos ek het nie net by een geur gebly nie. Ek kan vir jou sê ek het 'n mask en 'n stukkie banana op een hoek gesit en dit is 2 heeltemal verskillende goed. Dis 'n rooi en 'n gele en daai tipe van dinge, maar ek bedoel en jy kan hom in die water lê vir 'n uur. As jy hom uittrek dan partykeer is daai tot nog in die hoek. Hy kom nie eens af nie. So
sodat hy klou op die hoek, yes, en sy geur hou verseker, en dat hy dalk 'n bietjie bleed, ja, hy doen. So alles wat regmerkies het, is op daai tot se lysie. Roan, ek wil sommer net vir jou vra, want jy die ding gedoen wat ek vir jou gevra het om te doen, is om 'n bietjie skoon flouties saam te bring, want ek het 'n geheimpie wat hierdie tots natuurlik 'n bietjie help as die druk te swaar is. En toe ek nou vir jou verduidelik wat om te doen om die tot te vat en dan 'n floutietjie by hom te sit, het jy gesê jy het so 1 of 2 keer het jy dit gedoen net om bietjie te kyk as hy opkom. Wat is die verskil, want dit is 'n bottom, die tots is 'n bottom byte, hy het niks met 'n floutie uit te waai nie. Hy bly op die grond. Ja, so die flouties wat ons gedoen het, soos om sê die tots is gemaak vir 'n bottom byte. So net om hom bietjie in die siltige lig het ons net die floutie aan die agterkant gesit, dat die hoekasie net regop staan in die water, en dit was uitstekend geweest. Dat die aas nie in die silt intrek nie, en laat hy net bietjie lig, laat hy nog steeds visible is vir die visse. Okay, so ek het 'n PVA sakkie met bombooster aangemaak, en dan het ek platkop en garlic dip op my PVA sakkie gesit. Van hierdie spesies toch wat Roan gegooi het. Toe hy gegooi is, en alles is reg, het ons maar 'n bietjie ons dingetjies gedoen hier op die werf, ons uitgepak, ander dinge gedoen, ander stokke gedoen, bombooster aangemaak vir die ander stokke en dit en het hy gehardloop. So dit was nie baie lank gewees voor hy stok gehardloop het nie. Jy weet dat ons het mekaar ontmoet jare terug, wat jy en Roan 'n ding by, wat is die dam se naam tog, die groot kompetisiedam? Bloemhof. Het julle die saak daar gewen, wat het julle gehengel? Ons het die Essas gewen met die karpaset, en daai eerste jaar ons het B-liga gevang, en ja, ons het die B-liga gewen, en jy het 'n produk wat 'n banana is, maar noem hom 'n orange banana. Daar is hy. Al met die koller, daai ding het verskriklik baie mooi deurgekom. Daar is hy, pragtig man. 'n Stikkie banana, né? Stikkie banana, een stikkie banana tot opgesit. En dis dit. Dis hy, net so. Toe jy opstaan om gou-gou 'n bietjie te gaan kyk of die ketel kook, sê vir my, jy het iets gesê van die tots, en ek dink dis wat Red, of kom ek sê wat Red doen, sy vat 2 verskillende tots, maak nou nie saak of dit kakiebos of wat ook al is, saam met byvoorbeeld 'n anys nie, sy probeer dit, en ons het by 50 Rand Dam in Middelburg, het ons ontsettende sukses daarmee gehad. Jy doen wat hierso? Ja, so omdat ek met baie kleiner hoekies hengel, weet ek hierdie vis hou ek van kleiner aasaanbiedinge. Wat ek gedoen het, ek het 2 verskillende tots gevat, dan het ek hom in die helfte deurgeknip, dan het ek een deel ingesit, en dan het ek die ander een op hom gesit, dan maak ek nog steeds 1 tot, maar net met 2 verskillende kleure, en ek het ook minder vis so verloor, omdat my hoekie groter uitgesteek het. Fantasties, en hy het nog steeds lekker geloop, daar was nie enige pyn nie. Het julle dalk met 1 tot gehengel, hierdie klein stokkie wat jy nou ingegooi het, met die stikkie banana in nie, wil ek net vir jou 'n bietjie vra, jy het hom letterlik 5 meter ver ingegooi. Dis reg, ja. En is hy wat gister toe ek hier kom kuier het hy net so geloop, né? Gebruik jy net 1 tot op hom? Dis reg, ja. Kyk, oor die algemeen vang ek 1 tot. Maar nou na die klein mense gier, sit jy maar 2 aan, want die ding is mos, as jy groter die aas is, groter gaan jy die vis vang, maar dit werk ongelukkig nou nie hierso so nie. So ek sny nie my tot in die helfte so wat Roan sê nie, ek sit net 2 tots aan. Right. Het jy nie 'n bietjie groter hoekie nie? Ek wil nie groter hoeke vang nie. Okay, want my hoeke is van nommer 2, maar ons hengel ons altyd met 'n nommer 3, en ek moet sê, dan slaat hy die vis ook baie meer vas, en hy maak hom nie so seer nie. Ja, die meeste van die vis wat ek ook gekry het, was nie net op die onderlip of die bo-lip, net aan die binnekant van die mond. Op die harde lekker, daar sy. Terwyl hy in die lekker skit. Ouens, kom ons kom net terug na die groot dinge toe. Ek hou daarvan om so 'n bietjie ouens te bederf, hulle noem my nie verniet, frik verniet nie. Ek hou daarvan dat die hengelaar dit kan bekostig om te hengel, so mens probeer altyd die prys van dinge so hou dat die ouens kan lekker hengel. Nou wat ou in daar doen is, hy skit natuurlik die 76 ouens wat ingeskryf het, en ek dink daar was 20 mense wat net gelike het en 'n hartjie gegee het, maar uit die 76 het daar 'n hele paar reg geantwoord. Nou ouens, daai swart menere,
vir die jonger ouens wat so ou, of kom ek sê vir die ouens wat my ouderdom is, en natuurlik in 'n winkel kom nou, dan kry jy die Knikkerbols, en dit is hierdie tot se naam, is Knikkerbol. So daar's 'n hele klomp wat reg is in nie, jy skit hom nou regtig soos wat 'n ou enige ander dip behalwe die Macpac dip skit, laat hulle kan meng, en Roan, as jy so dierbaar kan wees aan vir ons die trekking te doen, die ou wat hier wen, hy kry 10 tots van sy keuse, Dis 'n goeie prys. en dan 10 dips van sy keuse, en as ek alles bymekaar optel, dan is dit net oor die R1000. Dis 'n goeie. Right, so Roan, ek het hom hierso. Kan jy net vir my sê nou, moenie bekommer wees oor die papiertjie nie, jy het mos ons faktuurboek vir die skoonkant gebruik. Ons het alles vergeet. Ai, So ek het vir Ansie Marks, jou, ek weet Ansie het nou die dag het sy my geskakel vir iets, maar Ansie, miljoene geluk vir jou, girl. Ek hoop jy gaan lekker hengel met die tots en die dippies, en dan kan jy op 'n kol vir ons 'n bietjie wys wat se vis jy daarmee vang, en baie geluk man. Ouens, moenie bekommer wees nie, ek sit so entjie van die baie ouens af in Pretoria, die goedjies is nie so duur nie, dan kan julle ouens kom en julle kan julle self regtig geniet om te bestel, en onthou net, ek reël vir jou so dat jy dit kan bekostig, okay? Lekker dag vir julle en dankie dat julle dit saam met ons deel. Nou ja, ouens, onthou julle daai stukkie banana. Daar gat hy. Hoor net hoe hardloop so 'n trolletjie. Raaite Roan, ek wil nie jou Ai. Dis nou daai stukkie banana, daai 1 tot, né? Ja. Wat in die net nou ingegooi het. Daar sy. Baie mooi, hoor. Middelkarpie, verspielkarpie, baie mooi julle ouens. So daar gaan die stukkie banana tot en hy doen sy ding. Ons het almal sien hoe in daai stukkie banana opsit en nou Roan het hom gou aangetree. Dan net van in julle afgekom en toe maak ons gou weer 'n bietjie die 11 voet stokkies reg, maar ek het hier op die punt gestaan met ons nuwe voer of nog 'n bombooster, letterlik so op 'n boom afgegooi. Daar gaan die ander een. Ja nee, dit gaan 'n bietjie rof wees, maar in elk geval ek het die nuwe ouetjie so 10 balle sommer met die hand ingegooi. En toe vat ek die stokke, ek knip die katrol los en ek staan sommer met die stropie en ek gooi hom in. En terwyl ek die ander 4 stokke ingooi. Nou hier's geen voer of niks hier nie. En hier kom hy nou. Kom ons kyk bietjie wat is hier. En dit is jou rooi mas gummies. Ja, dis nou 'n gummy. Ons noem hom 'n gummy. Dit is eintlik 'n tot, maar hy is baie slijmerig. Hy's lekker sag, maar hy lê in 'n nat vloeistof, in 'n maskvloeistof. En dan het ons maskaramel op die voerbal gesit. En daar gat hy. Ek vang jy jou vis, ek moet gou daai ander stok gaan hanteer. Ons sommer nou weer 'n double up. Ek's nog besig met hierdie ouetjie van my, maar ons sal hom nou verduidelik want dis 'n vis. So hierso is 'n Knikkerbol tot Met 'n bunspice floutie voor. om hom bietjie op te tel. Ja. Okay. En 'n ruby met 'n bietjie platkop op die voerbal. Okay, so platkop is maar 'n barberdippie, maar die ruby bly ons gunsteling. Cinnamon bunspice. Daar sy. Maar jy het hierdie stok laaste gegooi en hy het net gelê toe. Daar sy. Hulle gaan bietjie dieper, okay. As jy hom maar kan skep as jy kan. Daar sy, pragtig man. Hoor die ouens, ek het nou, soos ek gesê het, ek het die bombooster se poeier gevat, die nuwe ene. Kom uit Botswana uit die goed. En ons het hom nog nie kwaai getoets nie, maar hierdie naweek het hy ontsettend mooi deurgekom. Maar hierso by die Nyl maak hulle mos die True Feed en dan maak hulle van die True Feed ook 'n poeier wat jy 'n bekkentjie agter jou 'n floutie kan sit of wat ook al. En toe besluit ek om hierdie poeier te vat en sommer net met 'n bietjie meel te meng. En ek het nou 2 hardlope omtrent in 20 minute gehad. So ek sit dit tot op. Wat se tot sit jy op? Ek het gister se basiese combo herhaal, naamlik 'n platkop tot met platkop en garlic dip op die Dis voerbal. nou alles barberasies eintlik, né? Maar waar hy gister lank gelê het, mooi visse gevang het, het hy nou baie vinnig gereageer. Okay. So ek dink die deegie wat ons nou bysit werk dalk baie goed. Daar sê.
Ek is bly om te sien hier is ook jonger visse. Ons het gister eintlik net groteres gevang en ons het gehoor aan die ander kant het hulle kleintjies gevang wat ek nog nie in hierdie dam gesien het nie, maar dit is goed om te sien dat daar jonger generasie visse ook is. Hierdie ouetjie het nou ook gebyt op die platkop tot saam met platkop en garlic en dan die nuwe deegie wat jy vanoggend aangemaak het. En ek dink die deegie maak dat hy 'n bietjie vinniger byt. Lyk dit vir my. Right, my crack. Hy is. So okay, waar jy net met die platkop te doen gehad het, is hierdie meer 'n pynappel-oukie, né? Ja, hierdie een het 2 pineappeltots en op die voerbal is pineapple floro met 'n bietjie koller en dan jou deegie van vanoggend. Okay. Die ou se bek is nou seer gekry en hier langs die kant of ook 'n bietjie medisyne moet op hierdie ou sit. Sy bek. Die engelaars moet nou nie met die goed werk laat die bekke so lyk nie, shine. Ja, dat is so groot, hè. Die ouens gister het met bloekom verskriklik goed gevaar. Ek dink die ou het gewen het 26 of 28 vis met 'n bloekom floutie. Ons het nie ons het bloekom wel in 'n dip, maar hier het 'n red sommer gou die pleintot gevat. Ons het 4 kleure. En ek weet die ou met wit gehengel, so ons kyk bietjie, ons koppie bietjie by hom. En wat ons dan doen is ek het 'n deegie gemaak. Hierdie deegie het ek sommer gou gemaak. Ek het ons poeier gevat van die nuwe bombooster. Is nie ou bombooster bly waar hy is, maar ek het hom sommer met meel gemeng en toe spuit ek so 'n klein bietjie koller op hom net om bietjie vinniger te werk. So dis dan jou bloekom tot, skus tog, en dan jou pappie. En dan weet julle ouens nou, ek het nou vir julle gesê ek trek die lyn deur die bol en dan wanneer ek hier kom, dan trek ek hom maar net weer terug tot waar ek hom wil hê. En die ouetjie lê dan maar ek wil nie die deegie seer maak nie, so ek los hom net so en dan gaan hy in. Kom ons kyk wanneer hardloop hierdie ou Mary met hom. So 10 minute terug wat ek kom ons ingegooi het met 'n deegie. Ons het hom ons nou mooi gewys so. En hier is die kereltjie. Hulle lê so op 110 heeltemal onnodig. Maar ek sê vir julle, ek het nou vanoggend daai bolle daar gegooi, so 10 van hulle in binne 'n kwessie van 'n halfuur. Toe begin die vis hardloop. So hierdie bomboosters se geure en goeters bring hierdie vis net vinnig nader. As sê. Nog steeds die lang stroppie, die hoekie is ver van die sinker af en ek trek hom nog steeds deur die voerbal. Oeg, hierdie vis se bekke is baie seer hoor. Baie seer. Maar dit gewoond geraak aan al die hele tyd van ons nuwe gummies. Nou ja, as jy mooi kyk, is hy 'n katspoegie kleiner, so ek gaan hom omtrent op 'n 4 sit. 4 en 'n 5, maar hierdie is dan 'n bandlik, né? Hierdie is bandlik, ja. 'n bandlik en dis die ouens wat ons nou 5 meter gooi ouens. So sit hom bietjie aan red, laat ons sien. Ek wens ek kan vir die mense deur die kamera laat ryk hoe wonderlik ryk hy. Ek dink al die vervaardigers sê so. Maar hy is fantasties. Maar kyk, hy's bietjie snotterig, met ander woorde, hy gaan sommer vinnig. As 'n visie vir hom vat, gaan hy sommer vinnig in. Right, so ons sit hom alleen op die hoekie. En dis 'n nommer 3 hoek, né? Ja. Ek sit hom aan net soos 'n tot. Maar net versigtig in sy helfte. As hy eers daar is, sit hy vir die hele dag, hoor. Dis reg. Right, toe. Nou gaan ek die ander wonderlike gummy, naamlik die musgummy, bo aansit. Hy lyk so. Yes, en hy ryk, mense. Maar ouens, as hengel nie nou makliker raak vir julle ouens wat nou die goedjies koop nie. En lekkerder. En lekkerder nie, want wat is dit nou? Dis jou bombooster tot op die hoek. En as jy wil vinnig vang, kan jy 5 meter vang en jy gebruik jou bombooster om 'n lekker voerkol te maak. Ek hanteer hulle maar baie versigtig. Ja, sê. En nou gaan ek sommer ons nuwe booster op die lyn sit.
Raai, daar kom 'n lekker bandjie op die voerbal. Och, hierdie bietjie pompie spuit dan maar lekker. En sommer net vir lekker kry. Ons nuwe banana. Pragtig. As sy En as jy mooi na die voerbal kyk, lyk hy soos breinbrood, hoor. Dit is nou die nuwe knappie wat uit Angola uitkom. Botswana, waar is ek en nou is weer? 'n nuwe hoë proteïen. Ja, dis nou die nuwe voerbal daai, wat jy ook kan gebruik met, hy lyk soos breinbrood, knappie kom uit Botswana uit. Julle ouens sal onthou, hierdie ouetjie wat ek nou net met die hand ingegooi het, was die 2 rooi musk gummies en dan ook 'n muskaramel, ontsettend man, dis my gunsteling ouetjie en kyk net hierdie karpe wat hier uitkom, sommer net hier naby. So dit is Neville se stroppie, die kurperstroppie wat ek net weer terug verander het, sy hoekies afgehaal, net bietjie nommer 2 is opgesit, want die vis is bietjie groter, ons probeer vir kurper, maar daar is nou nie kurper nie, maar ek is net bang 'n groot barber vat daai stroppie, en dan is dit sulke tyd, daai hoekies is vir kurper seker gemaak. Ja, hierdie hoekie werk mooi, dis beter in nommer 2 hoekie. Hy maak hom nie seer nie, sonder gebreek deksels, en die vergooi gister, hoor die se ouens, hierso, het ons nou, het ek net 2 van die rooi musk aangesit. Een op elke hoekie, Een op elke hoekie met niks op die voerbal nie. En ek het hom letterlik 5 meter gegooi en ek dink dis 'n lekker bil hierdie. Een klein musk gummy op elke hoekie, né? En niks op die voerbal nie. Daar is die boonste musk nog op die hoekie. Dit sit ons lekker so uit die onderste ouetjie maar gevat, soos gewoonlik. Maar ek hengel om met 'n verskriklike paplyn. Vat omtrent 'n halfuur om hom op te tel. Kyk hoe mooi sy daai hoekie in die kant van die bek, né? En hier kom die ou muskfluit heerlik terug. Sit die musk gummy nog pragtig op die boonste hoekie. En hy sit hoor. Hy sit. Dit is omtrent hier by 11:00, half 12:00 se kant. Net gou vir die ouens ook verskoning vra, ons het vanoggend vroeg al die trekking gedoen, maar ek het vergeet om hom, lyk dit my te save en deur te stuur, maar ons wil net vir Ansie Mark sê baie geluk met die wen, en ons hoop jy gaan jou geskenkie terdee geniet, en jy gaan lekker foto's vir ons stuur van die vis wat jy vang. Hierdie ouetjie het gebyt, dit is great dat 'n barber ook op ons goed uitkom, op ons tots. Dit is jou? Dis 'n gewone plein wit tot wat ek in bloekom laat lê. O ja, daai En houertjie. 'n bietjie bloekom op die voerbal gespuit het. Nou daar sê.